Goeiemôre geliefdes, baie hartlik welkom ook vanmôre by hierdie uitsaaidiens. Ons hoop dat jy almal gemaklik is en miskien 'n ou kombersie oor die bene en van u wat nou nie meer in die bed lê nie. Maar ons hoop dat u ook hierdie erediens wat in die naam van die Here gehou word, dat u dit ook sal geniet. Ek wil graag vanmôre voldoen aan 'n versoek van die kerkraad en uit die gemeente uit, dat ons daarom so eenmaal per kwartaal ten minste jeugdiens sal hou. En daarom, dit wat u hier voor my op die tafel sien, is dan alles wat ek gaan gebruik in ons jeugdiens. Ons gebed is dat die Here dit ook alles sal gebruik tot sy eer en tot sy verheerliking. Kom ons buig die hoofde in gebed voor die Here. Berge kan wankel, heuwels kan pad gee, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou liefhet. Amen. Daarom, geliefdes, omdat die Here vir ons verseker het van sy liefde en van sy teenwoordigheid, mag daar vir elkeen van julle, volwassenes en kinders, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan 2 liedere sing. Die liedere wat ek gekies het is dan ook van ons liedere wat die jeug baie graag sing. Dit is pragtige liedere. God van wonders. En dan ook daarna sing ons Halleluja. Ook 'n pragtige lied. Kom ons sing dit hartlik saam. Ek glo die woorde sal op die skerm verskyn. Baie welkom om saam te sing. Dankie. Jy kan die storms nie beheer nie. Jy kan die sonde nooit verdoof. Jy kan die branders nie bedeel nie, of beveel om op te kloof. Jy kan die vis en brood vir mense nie vermeerder, of op water loop. Ons dien 'n God van wonders. Jy kan die blinde nie laat sien, of verlamdes weer laat loop. Jy kan die doofs nie laat hoor nie, of kan jy siekes dalk genees. Jy kan 'n hart van klip nie breek met al jou woorde. Ons Here kan, ons dien 'n God van wonders. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonders. Ek kan die wentelbane vashou, ek kan die sterre laat verskiet, ek kan die lewe wat in vorm in 'n lewe moederskoot. Die hou die kosmos in die holte van sy hande. Here doen, ons dien 'n God van wonders. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien
As ek in die aand na die sterre kyk en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, en soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. My Here lief, ons dien 'n God van wonders. Jy ooit Dawid se lied gehoor, die een waarmee hy die Heer bekoor, of stel jy nie belang in sulke note? Die gesang begin met 'n mineur, na die 4de vers herhaal dit weer, die verbaasde koning skryf 'n halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Jou geloof was sterk, maar jou wil was swak, toe jy haar sien bad op die dak, haar naakte lyf in die maanlig was te mooi, ja. Sy het jou vas aan jou troon gebind, sy het kalk op die waarheid jou overblind, en uit jou mond gedwing die halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Weet ek was al hier gewees, die kamer en vloer, dit ken my vlees, maar toe was ek alleen, dus voor ons saam was. Jy het jou troepe van liefde na my gestuur, met baniere en vla om my stadse muur, die koue ruïnes weer klink die halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Geliefdes, ons skriflesing kom vanmôre uit 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte is uit 2 Samuel 11. Ons gaan net 3 verse daarvan lees. En dan gaan ons ook lees uit Psalm 51. Psalm 51 is 'n baie bekende psalm, lieflike psalm. En ek glo dat ook dit vanmôre vir elkeen van ons verrykend sal wees.
Kom ons bid net saam voordat ons saam lees. Here, maak dit nou stil hier in ons midde, dat ons u stem kan hoor. Dankie dat u deur u woord met ons praat. Dankie dat daar 'n prediker is, alhoewel 'n nietige, swakke en sondige mens, dat u ook mense gebruik, Here, soos wat u mense gebruik het om u woord te boek te stel. Gebruik u ook vandag mense om u woord uit te lê. Daarom, Here, al is dit dan ook 'n mens wat met ons praat, Here, aanvaar ons dit as komende van u, want u Heilige Gees is ons inspirator. Dankie dat u ook ons ore sal oopmaak en ons verstand sal oopmaak om te verstaan wat u vir ons wil sê. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, die woord wat mens geword het. Amen. Nou geliefdes, alles is baie bekende gedeeltes. Ek gaan eers Psalm 51 vir ons lees. Vir die koorleier 'n psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredinge uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil hê dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel. Laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van u af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders kan leer wat u van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot u sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad. Here, gee my woorde om u lof te verkondig. 'n Offer vra u nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is verootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Laat Sion u liefde belewe en u goedheid ondervind. Herbou tog die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is weer vir u aanneemlik wees. Offerdiere wat heeltemal verbrand word. Dan sal hulle weer bulle op die altare offer. Ons lees net tot daar by hierdie gedeelte en
Die agtergrond van hierdie gedeelte, van hierdie psalm, lees ons dan nou in 2 Samuel 11. In die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op 'n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en Rabba beleer, maar Dawid het in Jerusalem agtergebly. Eendag het hy na sy middagslaapie opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy 'n vrou sien bad. Sy was 'n baie mooi vrou. Dawid het oor haar navraag gedoen en iemand het gesê, dit is Batsheba, dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hetiet. Dawid het toe amptenare gestuur en haar laat haal. Ons gaan net tot daartoe lees. Nou, geliefdes, liewe kinders, dit is vandag mos nou ons Sondag jeugdiens, en daarom wil ek in die besonder met julle praat, die jong kinders, maar natuurlik ook die ou kinders, die kinders wat so bietjie die krekels hier in die gesig rond het, en die wit hare op die kop. Wat is sonde? Ek dink ek moet dalk vir die kinders wat verlede week belydenis van geloof afgelê het, die vraag vra. Nie waar nie. Want hulle het dit nou mos geleer. Sonde, liewe gemeente, liewe kinders, sonde is ongehoorsaamheid. Dawid was die Here se volk Israel se koning. Dawid was ook die man wat so baie van die psalms wat ons sing geskryf het. Soos onder andere Psalm 23 wat ons so goed ken. Dawid was 'n baie dapper man. Hy het mos vir Goliat doodgegooi met 'n klip uit sy slingervel. Toe niemand anders kans gesien het om teen hierdie reus te gaan veg nie. En so het hy die oorlog teen die Filistyne gewen. Die Here het selfs gesê dat Dawid 'n man so na sy hart is. Dawid het verder baie naby aan die Here gelewe. Ons kan dit agterkom uit al die psalms wat hy geskryf het. En daarom moes Dawid geweet het wat reg en verkeerd is, nie waar nie? Maar tipies mens was Dawid ook meer as een keer ongehoorsaam. Terwyl hy koning was, het hy sy manne gestuur om te gaan oorlog maak. En hy het lekker by die huis gebly. En ons het hier gelees dat hy self sy middagslaapies kon geniet. En toe hy uitstap uit sy slaapkamer om 'n bietjie vars lug te skep, sien hy van sy paleis se boonste dakstoep af sy buurvrou wat besig is om te bad. En sy was 'n baie mooi vrou. Hy het navraag gedoen soos ons gelees het, en hulle het vir hom gesê wie se vrou dit is. Maar haar man Uria was een van die mans wat saam met die manskappe na die oorlogsveld toe gegaan het. Maar Dawid het, hoe langer hy na haar gekyk het,
hoe mooier het sy vir hom geword. En toe het hy haar laat haal, en het sy die nag by hom geslaap. Maar, toe word hy uitgevang. Na 'n maand of so het sy vir hom laat weet, ek gaan 'n baba kry. En my man was die hele tyd nog in die oorlog, so dit is jou baba. En koning Dawid het allerhande planne gemaak om dit weg te steek. Hy het haar man van die oorlog af laat terugkom om so 'n bietjie verlof te hê by die huis. Maar hierdie goeie soldaat Uria het geweier. Uria was so getrou aan sy volk en aan die koning, dat hy gekies het om liewer in die gevaar van die oorlog te wees, as om by die huis te wees. Met ander woorde, eintlik was hy dapperder as Dawid. Maar koning Dawid, toe hy dit nie wou doen nie, het hy verder gegaan, en hy het met die hoofoffisier van die leer afgespreek, dat hulle vir Uria, Batsheba se man, heel voor aan die geveg moes sit. En wanneer die geveg dan op sy ergste was, moes hulle terugval, sodat hy alleen daar kan wees. En op die manier is Uria, Batsheba se man, doodgemaak. En is dit nie 'n verskriklike lelike ding wat Dawid gedoen het nie? Maar die Here het met Nathan die profeet, en kom ons sê, hy was maar daardie tyd se dominee, gepraat en vir hom alles vertel wat Dawid gedoen het. Dominee Nathan moes toe met koning Dawid gaan praat hieroor. En hy het toe 'n baie slim ding gedoen. Hy het vir Dawid 'n storieetjie vertel van 'n ryk man wat 'n arm man se enigste skaaplammetjie vir hom gaan vang het en dit geslag het, want hy wou nie een van sy eie lammetjies vat om te slag nie. En toe Dawid dit hoor, was hy onmiddellik kwaad en het hy gesê, daardie man moet onmiddellik doodgemaak word en al sy goed moet aan die arme man gegee word. En weet jy wat sê koning Dawid, dominee Nathan toe vir koning Dawid? Koning Dawid, jy is daardie man. Jy het sonde gedoen. Jy het Uria, wat so getrou aan jou was, dat hy nie eers een nag by sy huis wou slaap nie, laat doodmaak, sodat jy sy vrou kan kry. En jy wou jou sonde wegsteek. Dawid was uitgevang. En al wat hy toe kon doen was om te sê, ek staan skuldig voor die Here. Na regte moes Dawid toe met klippe doodgegooi word, soos wat die wet sê, met iemand wat gedoen moet word met iemand wat 'n ander man se vrou vir hom vat. En nog meer as dit, die man sommer laat doodmaak. En daarom het Dawid hier die mooie psalm geskryf, waarin hy erken het dat hy verkeerd gedoen het. Ons lees hier, hy sê,
teen U alleen het ek gesondig, Here. Was my skoon van my skuld en reinig my van my sonde. Daarom het hy ook vir die Here gevra, Here, vergewe my, was my dat ek skoner sal wees as sneeu. Nou kinders, dit bring ons by onsself. Wie van julle doen nie sonde nie? Nie een nie? Nie een wat sy hand opsteek nie? En doen ek sonde? Ek is mos die dominee van hierdie gemeente. Nee, ek doen nie sonde nie. My vang is mos Engelbreg. Nee, liewe kinders, liewe gemeente, broer en suster, ons doen almal sonde. En ek doen ook sonde. Paulus skryf in die Bybel dat hy van al die apostels die grootste sondaar is, omdat hy die kinders van die Here Jesus vervolg het. Die Bybel sê vir ons in Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Wat doen sonde aan 'n mens? Dis ons tweede vraag. Dit maak vir jou vuil van binne af. Mense steek maklik hulle sonde, probeer maklik hulle sonde wegsteek agter dinge soos goeie maniere en mooi woorde en mooi klere, net soos wat Dawid gedoen het. Maar soos Dawid kan ons ook nie ons sonde vir die Here wegsteek nie. En ek wil nou vanmôre vir julle wys hoe 'n mens van sonde ontslae kan raak. Ek gaan so 'n paar en ek gaan nou 'n bietjie opstaan. Ek gaan so 'n paar goed hier in 'n bak gooi. Hier 'n R100 noot en daar is Mandela. En hier is meneer en mevrou Geel. En hier is meneer en mevrou Groenewald. En meneer van Rooyen. En de Bruin familie. En ook meneer en mevrou Swart. En uiteindelik ook dominee Engelbreg. En nou gaan ek so 'n bietjie, kom ons veronderstel hierdie bak is nou die wêreld en die wêreld se mense, nê? Nou gaan ek hier op hierdie goed 'n eier breek. Die vrouens sê mos eiers bind die kos aan mekaar.
Dis 'n bindmiddel. En hierdie eier is so sonde wat ook so taai is en ons bind. Dan 'n volgende ding wat ek hier gaan bysit, lekker tomatiesous, rooi tomatiesous, wat ons, en kom ons sê, dit stel nou die bloed van Uria voor. En hier het ek 'n lekker nastergal konfyt. Lekker. En hy's so mooi donker. En hy's baie lekker op brood. Vra maar vir my, dis hoekom die potjie nou al so leeg is. Maar hy vlek ook 'n mens se klere. En hierdie gaan ons nou hier alles deurmekaar roer. Laat alles nou mooi deurmekaar gaan. En wil julle kyk hoe dit lyk? Kyk daar, kyk hoe lyk dit. Lekker. 'n Lekker mengsel, nee. Want weet jy, die Here sê vir ons in Jesaja 1 vers 18 en 19. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Ek het vergeet om hierdie ene ook in te sit. Meneer en mevrou De Wit. Jesaja gaan verder, hy sê, al was julle purperrooi, en al was julle skarlaken, julle kleur skarlaken, skarlaken is so 'n donker pers kleurstof, waarmee julle wol gekleur het. In daardie jare. En nou, alles deurmekaar. En dit is wat sonde aan 'n mens doen. Maar hoe raak 'n mens nou van hierdie vuil ontslae? Kyk net hier. Kyk net hoe vuil is hierdie Engelbreg nou. En meneer en mevrou Groenewald. En ja, kom ons kyk 'n bietjie hoe lyk oom Nelson. Ek dink ek moes nou een van die kinders gekry het om dit te kom skoon, te kom uithaal hier. Dit is so lekker taai. Nou, hoe raak 'n mens van hierdie sonde ontslae, hierdie vuil goed wat 'n mens se lewe vuil maak? Die Here Jesus het gesê, en soos wat Dawid ook hier sê in hierdie Psalm 51, was my dat ek witter sal wees as sneeu. En kom ons was dit hier, ek het nou hier water en voilà, daar's oom Nelson weer silwer skoon. En so, ons kyk meneer en mevrou Groenewald, werk dit? Nee, daar is nog veel goed wat oorbly, dit vlek. En kom ons kyk meneer en mevrou De Wit, ons sal hulle bietjie later insit, van die ander, selfs meneer en mevrou Swart, ook hulle is maar nog vuil as hulle uit die water uitkom.
En kom ons gooi die engel, die dominee Engelbreg ook in die water. Kom ons kyk of hy kan skoon kom. Nee, dit help ook nie veel nie. Nou kinders, hoekom? Ons kyk net hierdie in. Kyk meneer en mevrou De Wit. Ons gooi hulle 'n bietjie in. En wat gebeur? Hulle word ook pragtig skoon. Die sonde het hulle nie bevlek nie. Want weet jy, so is dit ook met Jesus se kinders. Hierdie R100 noot het 'n plastieklaagie om hom. Ek kan hom net droog maak en weer in my beursie sit. En ek kan hom vir 'n volgende persoon gee om vir my kruideniersware te betaal. Hy word weer bruikbaar. En so is dit ook met hierdie een. Want ek het julle so 'n bietjie gekil. Ek het Disifix oor hierdie papiertjie getrek, sodat die water nie by die papier kon uitkom nie. En daarom het hy maklik skoon gewas. Nou kinders, so is dit ook met Jesus se kinders. Ons word deur Jesus se bloed beskerm, sodat sonde nie ons lewe permanent vuil maak nie. Ja, ons doen nog sonde, maar Jesus se bloed was ons skoon van daardie sonde, as ons hom vra om ons skoon te maak, as ons sonde bely. Maar water, wat eintlik die bloed van Jesus simboliseer, ons gebruik water om ons te was, want dit is die algemene manier om ons te was. Daarom, wanneer die bloed van Jesus ons binnekant skoon was, soos wat water ons buitekant skoon was. Nou, maar hy maak ons hart en ons gedagtes skoon. Hy neem daardie sondige gedagtes weg en hy vervang dit met nuwe, mooi, skoon gedagtes. Dawid vra vir God om sy sonde te vergewe. In die Ou Testament moes mense elke keer wanneer hulle sonde gaan bely by die tempel, moes hulle 'n bok of 'n skaap of 'n bees saamvat en die gaan offer, sy keel gaan afsny, sodat hy hom dood bloei. En daardie dier is dan in die plek van daardie mens geneem, sodat hy nie self moet doodgemaak word nie. Maar dit het daardie man of vrou wat sonde gedoen het, baie duur gekos om daardie dier sommer net so vir die Here te gee. Want die wet van die Here sê, dit moet die beste dier uit sy stal uit wees. Dis hoe God ons sonde sien. Sonde is vir God 'n baie ernstige saak. En dit is duur om te vergewe. Daarom kan ons nie maar, wanneer ons gebedjie afsluit in die aand, sê, vergewe my sonde om Jesus wil, amen. Nee, sonde is 'n baie ernstige saak in God se oë.
God was so ernstig daaroor om mense se sonde te vergewe, dat hy sy seun Jesus gestuur het, sodat sy bloed vir jou en my sonde kon betaal. Want net Jesus het nooit enige sonde gedoen nie. En daarom was hy die enigste mens wat die skuld van ander mense op hom kon neem en vir hulle skuld, hulle sonde skuld kon betaal. En dit het vir God baie duur gekos om ons sonde te vergewe. Dit het vir Jesus sy lewe gekos. Daarom, liewe kinders, liewe gemeente, die duiwel gaan kom na jou en na my toe met versoekings. Maar ons moet mooi dink in daardie versoekings, wat ons daarmee gaan doen. Gaan ons daaraan gehoor gee, soos Dawid? En ons kan reguit sê, Dawid het nie gedink nie. Dawid het nie gedink oor die nagevolge van sy sonde nie. Ons moet nadink oor die gevolge van ons sonde. Wanneer die duiwel aan ons hart se deur kom klop, ons moet dink daaraan, dit het neeweffekte op myself, dit raak ook ander mense rondom my, soos ons nou in hierdie gedeelte kon sien. Daarom mag die Here vir jou en vir my help wanneer ons in versoeking kom, dat ons daai versoeking kan weerstaan. Paulus skryf in Romeine, kan ons nou maar sonde doen, soos ons lus kry, omdat Jesus Christus vir ons sonde betaal het? Nee, want dit het God sy seun gekos, om ons sonde te vergewe. Amen. Wonderlike Here Jesus, baie dankie dat U vir ons so lief gehad het, dat U na hierdie aarde toe gekom het, en dat U self U eie lewe opgeoffer het om te betaal vir elkeen van ons sonde. Ons het sopas lydenstyd gehad, ons het geluister hoe erg Jesus moes ly ter wille van die sonde, en nie net aan die kruis nie, maar sy hele lewe lank. Daarom, Here, baie, baie dankie, dat ons ook weer vanmôre ons sonde na U toe kan bring, en vir U kan vra, vergewe ons sonde, soos ons ook hulle vergewe, wat teen ons sondig. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons slotlied, geliefdes, is lied 245, en dit is ook 'n baie bekende lied. En in hierdie lied sê ons vir die Here dankie dat hy ons sonde vergewe het. Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Die gunst my aangebied, ek roep
Ek wil vir almal van julle uitstuur met 'n seënwens wat uit die mond van die Here uitkom. Mag God, die bron van ons hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees.